Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom vanmôre by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie Sondagmôre is dit ons wonderlike voorreg om stil te kan word in die teenwoordigheid van die Here, om na die wil van die Here te luister. En ek glo dat dit ook jou hart se begeerte is om na God se woord te luister, gehoorsaam aan hom te wees, toegerus te word om vir hom te lewe en om volgens sy wil te lewe. Mag die Here vanmôre ons almal hier ryklik seën. As jy vanmôre die eerste keer hier by ons inskakel, wil ons in die besonder vir jou sê, baie welkom en ons glo dat jy ook tuis hier by ons sal wees. Uit die Woord Digitaal is een groot geloofsfamilie wat baie lief is vir die Here, wat vir die Here wil werk, vir die Here wil lewe en uit wil reik in die samelewing. En ons doen dit ook hier by Uit die Woord Digitaal. Dis vir ons belangrik dat jy geestelik groei en daarom nooi ons vir jou uit om deel te word van ons WhatsApp groepe wat elke dag 'n oggendoordenkings ontvang, sodat ek en jy die dag reg kan begin. Stuur vir ons net jou besonderhede na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg by een van ons groepe. Dan wil ons jou ook uitnooi en vra dat jy sal deel word van ons YouTube kanaal. Gaan druk daar die subscribe knoppie, gooi vir ons 'n duimpie as jy van ons kanaal hou of stuur vir ons 'n boodskapie daar onder die comments afdeling. Baie dankie dat jy dit ook gaan doen. Liewe vriende, dan wil ons ook vanmôre baie dankie sê vir elkeen se skenking en donasie om ons kanaal in stand te hou. Hier by Uit die Woord Digitaal gaan dit vir ons om die woord van God met die wêreld te deel. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Maar ons reik ook uit in diens van barmhartigheid. Ons deel Bybels uit aan mense wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie en ons is ook by bejaardesorg betrokke. Dankie dat jou skenking dit vir ons moontlik maak. Mag die Here vir jou seën. Nou kom ons word vanmôre stil in hierdie pragtige oggend voor die Here en in sy teenwoordigheid en my bede is dat die Here vandag jou hart sal open en hierdie boodskap spesiaal vir jou sal bedoel sodat jou lewe hom sal verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie pragtige oggend alle lof en eer aan U kan bring, ons Here, ons God en ons Koning. Dankie dat U ons baie lief het, dat U U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om die hoogste prys te betaal, om ons te kom red uit genade. Dankie Here dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons wil graag ook vanmôre na U wil vir ons lewens luister. Daarom vra ons dat U ons harte sal oopmaak en hierdie boodskap vir ons verstaanbaar sal maak, dat ons kan weet wat U wil vir ons lewe is en daarvolgens kan lewe. Seën ons wanneer ons hier is saam vanmôre en bind ons saam in die band van liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, in hierdie pragtige dag is dit 'n wonderlike voorreg om te luister na die wil van die Here. Nou ek en jy wonder soms in 'n mens se lewe, hoe weet ek wat is God se stem? Hoe weet ek wanneer God met my praat en wat die wil van die Here vir my lewe is? Ja, ek wil graag naby aan die Here lewe, ek wil vir die Here lewe, ek wil gehoorsaam wees aan sy woord, en ek wil gaan doen wat hy van my vra. Maar soms wonder ek, Here, wat is U wil in 'n spesifieke situasie? Wat wil U graag hê moet ek doen? En nou vanmôre praat ons spesifiek oor hierdie tema. Hoe ken ek God se stem? Hoe weet ek wanneer die Here met my praat en wat die wil van die Here in 'n spesifieke situasie vir my lewe is? Nou die Here praat op besondere maniere en verskillende maniere met 'n mens en ek en jy moet ingestel wees daarop om die wil van die Here na te luister. Voordat ons gaan kyk na verskillende maniere hoe die Here met ons praat en hoe ek en jy God se stem kan herken, gaan ons eers saam lees uit die woord van die Here wat die rigsnoer vir ons lewe is. En ons gaan net 3 verse vanmôre lees
uit Psalm 119. Kom ons gaan lees vanmôre Psalm 119 vers 10 tot en met vers 12. Dawid skryf: Ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here, leer my U insettinge. Ons lees dit tot sover uit die Here se woord vanmôre. Liewe vriende, hoe weet ek wanneer God met my praat? Hoe ken ek God se stem? En hoe weet ek wat die wil van die Here vir my lewe is? Ek glo dat jy al vanmôre in jou eie lewe kan getuig hoe jy ook al dikwels hierdie vraag in jou lewe gevra het. Want is dit nie so dat kinders van die Here werklik naby God wil lewe, in gehoorsaamheid aan hom wil lewe en wil lewe volgens sy wil nie? Ek en jy moet God se stem leer ken en God se wil vir ons lewe. Nou die Bybel leer vir ons dat die Here op verskillende maniere met 'n mens praat. Ons het die algemene openbaring van God, waar die Bybel leer dat God met ons praat deur die natuur. Ja, as ek en jy net na die pragtige natuur kyk, die bome, die plante, die diere, die insekte, die voëls, die visse in die see, dan sien ons dat alles volmaak en uniek geskape is in verskillende soorte en spesies, en dat die hele natuur saamwerk in 'n wonderlike harmonie wat God daar gestel het. Deur die natuur kom daar 'n boodskap na ons toe wat sê, daar is 'n God, 'n almagtige, soewereine God wat al hierdie dinge gemaak het. Maar nou weet ons, as ons na die natuur kyk, kan die blommetjie of die boom nie met jou praat en sê, glo in Jesus nie. Ons sien net die skoonheid van daardie blommetjie, die mooiheid, die uniekheid. En ons besef, hier is 'n goddelike wese wat hierdie dinge gemaak het. En daarvoor loof ons die Here, want volgens die boek van Genesis weet ons dat die Here dit gemaak het. Maar ek en jy het iets meer nodig om met ons te praat en vir ons te leer wie God is en wat hy van ons kom vra en wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. En dit is in die tweede plek die woord van God. Ja, broeder en suster, God het homself aan ons kom openbaar deur sy woord. Deur die Bybel praat die Here met my en jou. En ons kan in die Bybel God se wil vir ons lewe ontdek. Nou, alles wat in die Bybel staan is goddelik geïnspireer, sê 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons lees dit ook in die boek van Petrus, hoe die Here met mense gewerk het om sy woord neer te skryf en deur die Heilige Gees hulle geïnspireer het om sy waarhede aan ons bekend te stel. Daarom moet die woord van God so 'n belangrike deel van jou lewe wees. As ons na ons teksgedeelte van vandag kyk, sien ons hoe Dawid kom skryf hier in vers 10, ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Dan sê vers 11, ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Die woord van die Here moet in jou hart gebere word. En hoe bere jy die God se woord in jou hart? Deur dit te lees. Jy moet die Here se woord bestudeer. En as ek en jy die woord van God lees, dan ontdek ons God se wil vir ons lewe daarin en ons hoor God se stem deur God se woord in ons lewe. Daarom moet die woord van die Here 'n baie belangrike rol in jou lewe speel. En as die Here jou oortuig oor iets in jou lewe wat sy wil is, dan moet dit ooreenstem met sy woord. Jy kan nie 'n oortuiging in die hart kry en sê dit is die wil van die Here, maar dit is direk teenstrydig met die woord van God nie. Want dan is jy besig om op die verkeerde pad te beland. Dan is dit nie die stem van God wat met jou praat nie, of die wil van die Here wat in jou hart jou oortuig nie. Want die wil van die Here moet altyd ooreenstem met die Bybel.
Wanneer God met jou praat en jy oortuig is dat dit God se stem is, dan moet dit ooreenstem met die Bybel. Daar was 'n man wat eendag gesê het, die Here het my oortuig ek moet my vrou los en ek moet met 'n ander vrou gaan trou, want die Here het my so in die hart oortuig. Nee broeder en suster, nee, dit is direk in teenstelling met die woord van God. Jy het 'n vrou wat jy saam met die Here 'n pad moet loop. En die Bybel sê in die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Jy moet daardie verhouding met jou vrou in stand hou en dinge regmaak as dinge nie reg is nie. Jy kan nie sê die wil van die Here is vir my lewe dat ek my vrou moet los en 'n ander vrou moet gaan trou nie. Dan is dit direk in stryd met die woord van God. Dan is dit nie die wil van die Here vir jou lewe nie, maar is jou eie begeertes en jou eie wil wat na vore tree. Daarom moet ek en jy seker maak dat wanneer die Here met my praat, dit in ooreenstemming is met die woord van God. Dan is ek altyd seker dat dit die wil van die Here is. En dan wanneer ek die Bybel bestudeer, dan moet ek ook weet dat wanneer 'n spesifieke teksversie my hart aanraak, of hierdie teks raak my lewe, en ek voel hier is iets besonders wat die Here vir my sê, dan moet jy weet wanneer die uitleg van daardie teks na jou toe kom, dat dit daarom ook moet ooreenstem met ander gedeeltes in die Bybel. Want die woord van die Here kan homself nooit weerspreek nie. Die woord weerspreek homself nie. Jy sal nie in die een teks dit kry en 'n ander teks presies die teenoorgestelde nie. Die woord verklaar homself. En daarom as jy die Bybel lees, sal jy verskillende teksverse oor een tema kry. So die een teks ondersteun die ander teks, sodat jy kan weet, dit is geïnspireer, dis die waarheid, dis die wil van die Here vir my lewe. Nou liewe vriende, die Here praat somtyds ook met ons deur ander gelowiges. As ander gelowiges 'n boodskap van God ontvang en dit stem ooreen met die Bybel en hulle kom praat met jou oor jou lewe en sê dit is die wil van die Here vir jou lewe, die Here het dit aan my openbaar, dan kan ek ook weet dat dit die waarheid is. Maar dan moet dit met die wil van God ooreenstem en volgens sy woord ooreenstem. As iemand vir jou kom sê, maar die Here het vir my kom sê dit of dat, en dit stem nie met die Bybel ooreen nie, dan is dit nie die stem van die Here nie. En dan moet ek en jy baie waaksaam wees. Want ons moet ook onthou, daar is baie dwaalleraars in hierdie wêreld, en mense wat maak asof hulle spesiale gawes het, en mense vir op die verkeerde pad lei, deur te sê, die Here dit of dat aan my gesê, wat ek vir jou moet kom sê. Gaan toets dit eers aan God se woord. Maar dan in die 4de plek kan die Here ook met ons praat deur drome. Ja broeder en suster, ons sien dat drome 'n baie besondere plek in die Bybel inneem. Josef het drome gehad. Farao het drome gehad. En so praat God met hulle. En God gee vir hulle boodskap deur. Maar daardie drome moet reg uitgelê word en ons moet gaan bid vir die regte uitleg van die drome. En weer eens, daardie uitleg of daardie drome kan nie teen die woord van God wees nie. Dit kan nie teenstrydig wees nie, want dan kom dit nie van God af nie. Ek moet die Here vra, Here, openbaar aan my, wat beteken hierdie droom? Wat wil U vir my sê? Stel jou hart oop. Vra God om deur sy Heilige Gees aan jou die oortuiging te gee. As jy nie weet wat dit is nie, of jy kry daardie antwoord nie, dan kan jy ook met iemand gaan gesels om saam met jou te bid dat die Here die uitleg sal gee. En die eer kom altyd die Here toe. Nie vir my as mens wat die uitleg doen nie. Die Here, broeder en suster, wil hê dat ek en jy hom moet volg en na sy stem moet luister. Daarom moet jy tyd saam met die Here spandeer. Jy gaan nie die wil van die Here vir jou lewe weet. En jy gaan ook nie sy stem leer ken as jy nie tyd saam met die Here spandeer nie. En onthou, hoe meer tyd ons saam met die Here spandeer en hoe langer ek 'n kind van die Here is, hoe makliker word dit vir my om God se stem te herken. As ek so pas tot bekering gekom het, dan gaan ek nie sommer dadelik weet wat die wil van die Here is nie. Ek moet eers groei in die geloof, ek moet my verdiep in die Bybel, ek moet uitvind, ek moet vra vir my predikant of my pastoor,
Wat beteken hierdie teks? Hoe verstaan ons hierdie? Ek moet deel word van ander gelowiges, want 'n gelowige gemeenskap met ander kinders van die Here is net so belangrik en die wil van die Here volgens die woord van God. Ja, wanneer ons aan 'n kerk behoort, wanneer ons saam met ander gelowiges die Here aanbid en dien, openbaar God homself ook deur ander gelowiges ook aan my en aan jou. So ek en jy, hoe meer ons tyd saam met die Here spandeer en hoe meer ons groei in ons geloofslewe oor jare, hoe makliker word dit vir ons om die stem van die Here te erken. En daardie stem van God moet altyd ooreenstem met sy woord. Die Here gaan nie daar in die lug vir jou een of ander boodskap skryf en nou sê jy, dit is die wil van die Here vir ons lewe nie. Hoekom soek jy God se wil daar in die lug in 'n boodskap? Hier is sy woord wat hy aan ons geopenbaar het. In hierdie woord van God is daar duisende teksverse en oor eeue heen sien ons hoe God met verskillende mense gewerk het op baie besondere maniere en watter boodskap hy vir ons deur hulle lewens wil bekend maak om sy wil aan ons te leer. So ken ek en jy die stem van God. Vanmôre is dit my bede dat jy naby aan die Here sal lewe. Dat jy tyd saam met die Here sal spandeer. Vat die woord van God, lees dit, doen wat Dawid gedoen het. Hy skryf hier in vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Want as ek die wil van die Here ken, sy woord ken, dan weet ek wat is reg en verkeerd, en dan sal ek teen God nie sondig nie. Jy moet ook 'n begeerte in die hart hê soos Dawid, wanneer hy sê, ek soek u met my hele hart. Jy moet van jou kant af moeite doen om God te soek, na sy wil te vra, in gebed, en tyd saam met hom te spandeer, en jouself oop te stel, dat jy kan hoor wat die Here vir jou wil sê. Liewe vriende, in hierdie mooi dag, glo en ek vertrou ek, dat die Heilige Gees jou hart sal open, jou nader na God toe sal trek, jou in liefde sal omarm, en dat jy God se stem sal hoor wat vir jou sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom na my toe en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. God wil jou op die regte pad lei. Hy nooi jou uit vandag, om met hom bemoeienis te maak, vir hom lief te wees, tot hom te bid, sy woord te bestudeer en sy stem te hoor, wat vir jou op God se pad wil lei. Mag die Here dit 'n werklikheid in jou lewe maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons so wonderlik vanmôre toegerus kon word vanuit u woord. Dankie dat u ons kom leer het, Here, hoe om u stem te hoor en u wil vir ons lewe. Werk in ons harte deur die Heilige Gees, bou ons op, Here. Trek ons nader na u toe, om meer bemoeienis met u te maak en tyd saam met u te spandeer. Here, want ons is u kinders en ons is lief vir u en u wil vir ons lewe is baie belangrik. Help ons om u stem te kan onderskei van al die verkeerde stemme van die wêreld. Dankie dat u Heilige Gees ons daarin lei en ons in die volle waarheid wil lei. Dankie dat Jesus die hoogste prys vir ons betaal het aan die kruis op Golgotha en dat ons in hom nuwe lewe kan hê en dat Jesus u wil aan ons kom bekend maak het. Ons prys u daarvoor. Seën vir ons hierdie dag en elke dag om naby u te lewe en volgens u wil te lewe, sodat u naam vereer kan word. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Dit was wonderlik om saam met u rondom die woord van die Here te wees. Mag die Here vir jou seën, mag jy 'n wonderlike week hê. En as dit die Here se wil is, sien ons mekaar weer volgende keer. Vrede vir jou.